Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook bereik. Nou lieve vriende, hierdie is 'n boomvalk en hulle word nogal in Europa en Asië ook aangetref. Hulle migreer na dele in Afrika toe ook. Hulle dieet is algemeen insekte wat hulle nogal in vlug vang en soms in vlug ook sommer eet dan. En hulle sal soms selfs klein voeltjies ook vang dan ook. Hulle is bekend vir hulle geweldige beweeglikheid in die lug dan ook. So u mag dalk uitkyk vir hulle, veral wanneer die boere by ons dalk bale maak of die gras sny, sal hulle gewoonlik daar rondom dan ook wees dan. So wil ons dan vandag met u ook so deel, liewe vriende, oor 'n saak en dit is oor mense se verskonings, waarom hulle die Here nie dien nie. Ons leef in 'n tyd wat mense verskriklik baie verskonings het waarom hulle die Here nie dien nie, of waarom hulle nie in hom glo nie. En ons wil die volgende paar oggende so 'n bietjie na kyk, na van hierdie verskonings wat mense het waarom hulle die Here nie dien nie. En dan kyk, wat is die Here se antwoord? Wat is God se antwoord op al hierdie verskonings wat daar is? Ons sal dan eers so stil staan by die ateïste, liewe vriende, of die godlonaars. En die godlonaars sê baie duidelik, hulle glo daar is nie 'n God nie. En ek dink ons kan maar net in een van die baie teksverse sommer 'n baie duidelike antwoord gee wat die Here oor 'n godlonaar sê. En dis in Psalm 14 vers 1, waar daar staan: Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade, daar is niemand wat goed doen nie. So die heel eerste, God se antwoord sê, iemand wat sê daar's nie 'n God nie, is 'n dwaas. Al mag hulle slim wees in wiskunde, al mag hulle slim wees in wat op hierdie aarde, hulle is 'n dwaas uit en uit op geestelike gebied, om te sê dat daar geen God is nie. En dan is hulle dade is afskuwelik. U mag dit dalk nog nie raak sien nie, en hulle mag dit dalk nog nie besef nie, maar die Here sê hulle dade is afskuwelik, en veral in hierdie opsig, dat hulle keer dat mense wat van sonde verlos kan word en van Satans mag verlos kan word, dit keer hulle deur hulle dwaase opmerking om te sê dat daar geen God is nie. Daarom sê die Here, hulle dade is afskuwelik dan ook. 'n verdere saak van die godlonaars, hulle sê nie, maar die wetenskap bewys dat daar nie 'n God is nie. En dan haal hulle allerhande sogenaamde wetenskapfeite aan, liewe vriende. Ons kan maar net die antwoord gee in 1 Timoteus 6 vers 20 wat sê: O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en die teewerpinge van die valslike sogenaamde kennis. En dis wat so baie mense het, hulle het 'n sogenaamde kennis, dis 'n valslike sogenaamde kennis. Daar is wetenskaplikes wat kinders van die Here is en hulle bewys net die teenoorgestelde. As die mense wat nou wil sê dat daar nie 'n God is en die wetenskap wil gebruik nie. So liewe vriende, as u regtig objektief sou gaan kyk na die wetenskap, sal u vind dat die wetenskap eerder bevestig dat daar 'n God is, as wat dit die teendeel bewys. 1 Korintiërs 2 vers 5 sê, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. So liewe vriende, glo ek die woord van die Here of glo ek sogenaamde slim mense? En daar's baie slim mense in die verlede, liewe vriende, en hulle was verkeerd oor baie dinge in die wetenskap. En so, u te keuse, glo u wetenskap of glo u God? Dan, lieve vriende, is daar 'n verdere saak wat die goddelose wil beweer en die ateïste wil beweer, en dit is dat die dood is die einde. As die dood is daar nou niks wat daarna wag nie. Dit is nou maar net dood soos wat 'n dier dood is. En lieve vriende, en die antwoord in die Bybel is baie duidelik in Hebreërs 9 vers 27 wat sê, en net soos die mens bestem is om eenmal te sterwe en daarna die oordeel. So, die Here sê, jy weet, as jy doodgaan, daarna wag daar 'n oordeel. Nou sê interessant die vers net daarna wat sê, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, ons weet niemand leef vir ewig nie, almal gaan sterwe. Nou sê vers 28, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn, om die wat hom verwag tot saligheid. So seker is wat jy vandag weet, jy gaan dood nie, jy gaan nie vir ewig lewe nie. So seker moet jy weet, die Here Jesus het gesterwe om mense se sonde te vergewe. En die tweede saak waarvan jy absoluut 100% seker kan wees is, die Here Jesus gaan weer terugkom
om almal wat hom aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker na die hemel toe te neem. So liewe vriende, waar staan u vandag? Glo u, weet u wat wag vir u na die dood? Het u sekerheid? U moet daardie sekerheid hê en mag u so vrede met die Here vind. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, ons bid vir soveel wat mislei is deur dwaas en verkeerde stellings. Mag hulle u woord sien en mag dit geloof in hulle hart werk om u te vertrou tot saligheid. Amen.